Ek wil vanoggend met u praat oor die eerste boodskap in 'n reeks van die jaar van die krone. Nou, die Here Jesus sê in die boek van Openbaring 22 vers 12 sê hy, en kyk, ek kom gou, en my loon of my beloning is by my, om elkeen te vergeld of te beloon het, soos sy werk sal wees. Nou, die contemporary English version sê 'n bietjie vir my baie meer makliker om verstaanbaar. Hy sê, then I was told, I am coming soon. Dis die Here Jesus wat aan die woord is. I am coming soon. And when I come, I will reward everyone for what they have done. Wanneer ek kom, sal ek elkeen beloon. Die Here sê ek het 'n beloning by my, en wanneer ek kom, sal ek elkeen beloon volgens wat hy gedoen het, volgens sy werke. So volgens die Bybel en wat die Here vir ons sê, is daar 'n beloning wat wag op die kinders van die Here. En hierdie beloning word bepaal deur wat ek doen, deur my werke. Nou lees ons in die boek van Openbaring hoofstuk 11 vers 18 sê, en die nasies was vertorend, en dan is die nasies nie daar vertorend nie, hulle is baie vertorend. En die toren het gekom. So die Here word op kwaad. En die tyd van die dode om geoordeel te word. En om die loon te gee aan die diensknegte, die profete, en aan die heiliges, steek ek op jou hand. Is jy heilige? Heiliges? En aan die wat die naam vrees, klein en groot. Die naam van die Here vrees beteken om te eerbiedig, te respekteer. Hy sê, en om die verderwers van die aarde te verderf. Nou, luister 'n bietjie hoe stel die Passion Translation dit. Hy sê, the nations were furious. Hulle kan maar kwaad wees hoeveel hulle wil. You became furious. God became furious. And the time for judging the dead has come. The time has come to reward your servants, the prophets, and the holy ones, and all who reverence your name, both small and great. And the time has come to destroy those who corrupt the earth. Ek dink, as ons vandag moet sê, daar's korrupsie op hierdie aarde, dan sê ons die Bybel praat die waarheid. Hierdie aarde is korrup. Die regerings van hierdie wêreld is korrup. Die man in hoë posisies is korrup. Daar's bitter min wat nie korrup is nie. En hy sê, en Johannes sien hoe dat die 24 ouderlinge op hulle aangesigte neerval voor die troon van God. En die Here God aanbid en uitroep en sê, Here, die tyd het gekom dat die dode geoordeel moet word. Die tyd het gekom dat die verderwers van hierdie aarde verderf word. Die tyd het gekom to destroy those who corrupt this earth. Maar die tyd het ook gekom dat u beloning sal uitdeel. Dat u aan die diensknegte, die profete en aan die heiliges en aan die wat u naam vrees klein en groot, dat u almal wat u naam eer en eerbiedig en respekteer, dat u vir hulle belonings sal uitdeel. Daar's 'n tyd wanneer die Here God belonings sal uitdeel aan sy diensknegte en aan sy heiliges. En aan almal wat sy naam vrees, almal wat hom dien in heiligmaking en in vrees en in bewering, in absolute respek en eerbied vir sy naam. Daarom skryf Paulus in Kolossense 3 vers 3 tot 27. Hy sê, wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here, nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Die Nuwe Afrikaanse vertaling sê dit vir my baie mooi. Hy sê, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal verkry wat hy beloof het. God het 'n beloning. Christus is die Here in wie se diens julle staan. Nou luister bietjie hoe sê die
Engelse Passion Translation dit. Hy sê, put your heart and soul into every activity you do, as though you are doing it for the Lord Himself and not merely for others. Vers 24, for we know that we will receive a reward. Hallelujah, we will receive a reward. Hy sê, an inheritance from the Lord, as we serve the Lord Yahweh, the Anointed One. Liewe vriende, Christus is die Here in wie se diens ons staan. Op hierdie aarde, maar ook in die hemel. Want hy is die Here vir ewig en vir altyd. Lord forever. Nou wag belonings vir ons. Belonings wat die Here God ons beloof het. 'n Erfenis wat aan ons beloof is. En krone. Krone wat aan ons uitgedeel en vir ons weggesit word. Nou hierdie belonings sal uitgedeel word by die regterstoel van die Here Jesus Christus. Die engel sê, at the judgment seat of Christ. We will receive it at the judgment seat of Christ. En ons gaan beloon word volgens ons werke wat ons hier op aarde verrig het. Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 10 en sê, ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Nou, luister 'n bietjie net. Hoe mooi stel hierdie Engelse Passion Translation dit. Hy sê, for one day we will all be openly revealed. Ons gaan openbaar word, ons gaan sigbaar word before Christ on His throne, so that each of us will be duly recompensed for our actions done in life, whether good or worthless. Ons gaan almal, en as hy praat van ons, dan praat hy van die wedergebore, bloedgewaste mense, kinders van die Here. Ons gaan almal voor hierdie regterstoel van Christus verskyn om verantwoordelik te doen vir ons werke, our actions, ons dade, wat ons op hierdie aarde gedoen het. So that each of us will be duly recompensed for our actions done in life, whether good or worthless. Sodat elkeen van ons behoorlik vergoed sal word, sê die Engelse, sê die vertaling op Google Translate. Sodat elkeen van ons behoorlik vergoed sal word vir ons dade. Dis nie net 'n vergoeding, dis net 'n beloning, dis 'n behoorlike beloning, 'n goeie beloning, 'n pragtige beloning vir wat ons in hierdie lewe gedoen het, of dit goed is en of dit waardeloos en nutteloos was. Ons gaan beloon word deur die Here self. Nou die woord regterstoel, die Griekse woord wat gebruik word is bema. En hierdie woord beteken eintlik 'n rostrum. 'n rostrum. Daar die platformpie waar mense staan wanneer hulle, meestal het ons dit atletiek gekry, wanneer hulle staan, dan word hulle beloon en 'n toekenning of 'n medalje ontvang omdat hulle deelgeneem het en presteer het. So Paulus se lesers het presies geweet wat hy bedoel as hy praat van die bema van Christus. Want in die Olympiese spele van daardie tyd was daar 'n spesiale paviljoen waar die hooggeplaaste, hoë amptenare, senatore, eergaste en die keiser gesit het. En op hierdie verhoogie was daar 'n klein verhoogie wat hulle die bema genoem het. En dan die atlete wat deelgeneem het aan die spele wat presteer het, hulle kom verskyn op die bema en hulle word beloon met 'n laurierkrans, 'n kroon en 'n handskrifte gelukwensing van hierdie aardelike mense. So wanneer Paulus sê dat ons voor die bema van Christus sal verskyn, beteken dit ons sal elkeen verantwoordelikheid moet gee, rekenskap moet gee vir dit wat ons verrig het in die liggaam op hierdie aarde, of het goed of kwaad is. Nou, ek het nou hierdie gedeelte met die idee gegaan, die King James sê, whether it be good or bad, of het goed of sleg was, die Passion Translation, soos nou gelees het, whether good or worthless, goed of van geen nut nie, nutteloos, en die Griekse woord wat met kwaad vertaal word in die Afrikaanse vertaling, primêr beteken dit nutteloos, van geen nut, worthless. So, daar staan eintlik geskrywe, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het,
volgens wat hy gedoen het, of wat goed is, of nutteloos. Ons gaan beloon word, dis presies wat gaan gebeur met die bema, ons gaan beloon word, ons gaan krone ontvang in die hand van die Here, op grond van my werke, wat ek in die liggaam verrig het, wat ek my tyd op aarde verrig het, goed of nutteloos. Maar dan moet ons een ding baie mooi begryp, en ek het dit verlede keer ook gesê. My werke het niks met my redding of my saligheid te doen nie. Ons moet verstaan, werke kan my nie red nie. Paulus skryf, maar God wat ryk is, Efesiërs 2:4-6. God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur die grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered en saam opgewek en saam dat sit in die hemele in Christus Jesus. Dan sê hy verder dan vers 8 en 9 van Efesiërs 2, want uit genade is julle gered deur die geloof. Dit is nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ons redding, ons saligheid, die ewige lewe kom deur my geloof in Christus Jesus. Deur die bloed van die lam, deur die geloof in sy naam, gee hy aan my die ewige lewe, nie deur die werke nie. Die Passion Translation stel dit so, en dit is so mooi. For it was only through this wonderful grace that we believed in him. Deur sy genade het ons in hom begin glo. Nothing we did could ever earn this salvation. For it was the gracious gift from God that brought us to Christ. Vers 9 sê, so no one will ever be able to boast. Soos reg, nee, boast. For salvation is never a reward for good works or human striving. Salvation is never a reward for good works or human striving. Ons redding, ons saligheid is nooit, maar nooit ooit tot in alle ewigheid 'n beloning wat ons kry vir ons goeie werke of vir ons menslike pogings en strewe nie. Redding, saligheid kom alleen deur die bloed van Jesus, wat ek in die geloof aanvaar, dis 'n gawe van God. Nou wat is hierdie werke daarvan waarvan ons aan nou praat, waar daar belonings voor gegee gaan word, krone gaan gegee word? Paulus skryf dit in die volgende versie van Efesiërs. Hy sê Efesiërs 2:10, want ons is sy maaksel. God het ons gemaak, geskape in Christus Jesus, waarvoor? Tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. So hy sê ons is deur God geskape, ons is wedergebore, ons is in Christus Jesus gestel tot goeie werke wat God alreeds voorberei het. God het klaar die werke voorberei vir sy wedergebore kind, waarin ons kan leef en waarin ons kan wandel. Die Amplified Bible stel het so, for we are God's own handiwork, his workmanship, recreated in Christ Jesus, met ander woorde, weergebore, born anew, that we may do those good things which God predestined, planned beforehand for us, taking paths which he prepared ahead of time, that we should walk in them, living the good life which he prearranged and make ready for us to live. God het vir ons werke voorberei, dade, 'n goeie lewe, waarin hy al reeds voorberei het, voordat ons nog wedergebore is, maar waarin ons moet begin wandel, deur die leiding van die Heilige Gees. Die Gees moet my lei deur in alle opsigte, alle aspekte, alle areas van my lewe, hoe om te wandel in hierdie werke, wat God vir my voorberei. Hierdie werke red my nie, hierdie werke bring belonings. Openbaring, hoofstuk 14, vers 13 sê, en ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê, skryf, salig is hulle op die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Here, sodat hulle kan rus van hulle arbeid, en hulle werke volg met hulle. Die nuwe lewende vertaling stel so, ek het ook 'n stem
van die hemel na voor sê, skryf dit op. Geseënd is die dooies wat van nou af in die Here sterf. Ja, sê die Gees, dit is al rus van hulle harde werk wat hulle gedoen en wat hulle gedoen het, vergesel hulle. Daar is 'n beloning vir jou harde werk, maar jy gaan nie werk in die hemel nie. Hoor wat sê die boodskap? Die boodskap sê, toe hoor ek 'n stem in die hemel. Skryf, die Here se mense wat van nou af doodgaan is baie gelukkig. Wil jy graag doodgaan? Die wat van nou af doodgaan is baie gelukkig. So waar sê die Gees? Nou kan hulle ontspan en rustig wees. Hulle hoef nie meer hard te soog nie. Almal in die hemel weet hoe hulle met oorgawe vir God gewerk het toe hulle moes. God self weet dit baie goed. Ons op hierdie aarde is geroep om met oorgawe te werk vir die Here. Want ons behoort aan die Here Jesus. Wil ek op aarde is, werk ek na my wedergeboorte. Werke voor wedergeboorte beteken niks. Jy kan duisende rande van liefdadigheid gee sonder Christus en dit beteken niks. Maar wanneer jy Christus aan jy gee, die liefdadigheid of barmhartigheid of die gemeente of wat ook al, dit beteken iets. Dis werke wat die Here seën en wat die Here raak sien. Dis waar ons snoeg en sweet. Maar ons gaan nie meer snoeg en sweet en moeg word en hard werk vir belonings in die hemel nie. Ons werk vir ons belonings op hierdie aarde. Wanneer ons te sterwe kom, dan ontspan ons rustig by die Here in die hemel. Julle weet ons mense sê so, ek wil dit nou net gesê, maar miskien moet ek dit wel sê. Mense sê mos soos iemand wil doodgaan, een of ander geliefde persoon waarvoor hulle baie lief is. Dan sê hulle, ag, die Here het hom seker nodig gehad in die hemel. God het niemand nodig in die hemel. Jy gaan nie in die hemel belonings kry omdat jy enige iets gaan doen nie. Jy's nie 'n ou blommetjie wat gepluk is om die blomtuin van God te blom. Dis jou tyd gewees om te gaan. God het jou kom vat, of jy is dalk beroof deur 'n ongeluk of iets. Maar wanneer ons werk ons hier vir die Here. En wanneer ons eendag by hom kom, ontspan ons wees ons rustig, want ons is by die Here in die hemel. Nou lees ons daar in Openbaring hoofstuk 19, vers 7 en 8 van die bruiloft van die Lam. Hy sê, laat ons bly wees, ons verheerlik om die heerlikheid gee, want die bruiloft van die Lam het gekom. Sy vrou, die bruid, het haar gereed gemaak en haar is gegee om bekleed te wees met rein en blind fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Bruid van Christus is bekleed met die regverdige dade van die heiliges. Die boodskap sê, hierdie kosbare materiaal is eintlik gemaak van al die regte en goeie dinge wat God se mense gedoen het. En jy eendag bekleed wees met fyn, rein en fyn linne, dan moet jy begin doen wat God se Gees is. Jy begin doen wat God vir jou voorberei het. Die kleed van die bruid is die regverdige dade van die werke van die heiliges. Al die goeie en regte dinge wat God se mense gedoen het. Die werke van die wat die Here God van ewigheid af ons voorbeskik het, ons voorgeroep het, ons gesalf het, as bloedgewaste en wedergebore kinders, om daarin te leef en daarin te wandel. Wanneer ek eendag voor die Here wil verskyn, dan sal ek graag hierdie kosbare, fyn, rein en fyn linne wil aanneem. Daarin wat God my voorbeskik het. Nou, ek noem hierdie jaar die jaar van die kroon. En ek het dit op oujaarsavond gesê, ek kan dit weer sê, hoekom ek dit so noem. Ek het dit in my gees ervaar, om dit te noem die jaar van die kroon. Terwyl ek in Windhoek was, toe my ma geopereer is aan haar rug, het ek een dag gesit en begin dink aan die krone en aan die belonings, wat ons eendag by die Here sal ontvang. En ek dink toe so by myself, ek wil hoeveel krone sal ek kry? En waarom of ek enigstens krone gaan kry? Verdien ek die krone? En ek besef hierdie ding in my hart, ek sal die Here meer en meer begin soek. Want ek wil graag die krone, soveel as moontlik, uit sy hand ontvang. Ek sê vir die Here, ek weet dat die koms naby is.
Ek weet dat die tekens van die tye dui daarop dat u koms voor die deur is. Heel moontlik gaan u nog kom in hierdie jaar wat voor lê, 2024. Ons weet nie. Ons weet nie, want die Bybel sê uitdruklik die dag en die uur weet niemand nie behalwe God die Vader alleen. Hy kan dalk in hierdie jaar kom, in hierdie dag, in hierdie week, in hierdie maand. Of het kan dalk nog jare van. Want ons weet, ek kan dalk sterf. En dan gaan ek voor God staan. En ek vra myself af, as ek gereed om my krone in die hand van die Here te ontvang. En is ek as die Here God se bloedgewaste kind, wedergebore kind, regtig besig met die regverdige dade en die werke wat die Here God vir my voorberei het op hierdie aarde. En as ek besig met my eie dinge, my eie selfsugtige dinge. Ek sê vir die Here, ek wil regtig soveel krone as moontlik. Ek weet nie of mens al die krone kan ontvang nie, maar ek wil soveel as moontlik wat ek ontvang wanneer ek terugkom. Ek wil die aangesig soek, soos nog nooit van tevore, en ek wil die woord vat en het plant in my gees, dit bepeins en bestudeer en navors, soos ek nog nooit van tevore gedoen het nie. Ek wil leef en ek wil wandel in die wil van die Here, dit wat U van ewigheid af van my beplan het. En ek besef, die tyd is dalk min, Here, ek is al 'n ou man. Sy is nog ouer as ek ben. Ek is 'n ou mens. Tyd is dalk min. Maar hierdie tyd wat oor, eendag voor God staan met 'n kroon aanvang. Die tyd is min, Paulus sê in Efesiërs 5 vers 17 en 15 en 17 sê, pas op dat jy nou gesê wandel nie as onwyse nie, maar as wyse en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet jy onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Here, ek wil die tyd uitkoop. Daar's min, maar ek soek die krone uit die hand. En daarom het ek 2024 genoem, die jaar van die krone. En ek wil myself verbind, en ek wil elkeen wat graag wil roep om saam met my te verbind in hierdie jaar, en miskien in die jaar, ek weet nie hoeveel nog voor lê, solank as wat die Here kom, want as hy vertoek om te kom, om myself te verbind, om God se aangesig te soek, sy woord uit te leef, te bepeins en te ondersoek, dat ek my vrymoedigheid kan wandel en leef van dit wat die Here vir my beplan op hierdie aarde. Ek soek my krone in die hand van die Here. Nou, volgende Sondag, sal ek meer met u praat oor die krone en die belonings in die hand van die offerhers, Koning Jesus. Maar sover ek agterkom het, wil ek dit noem, dat ek agterkom dat die Bybel bespreek 11 krone, wat ons in die hand van die Here sal ontvang. En ek wil graag nou hierso doen, kan ek leerkim as jy wil, ons sal later meer daaroor praat. Die eerste is die kroon van verlossing. Die Engels sê, the crown of salvation. The crown of salvation, die kroon van verlossing. Die tweede is die sierlike of pragtige kroon, die kroon van pracht en grasie. En die Engels sê, the crown of splendor. The crown of splendor, die Engelse Bybel noem dit so. Die derde is die kroon van seën, the crown of blessings. Dan die kroon van ewige vreugde en blydskap, the crown of everlasting joy and gladness. Die kroon van skoonheid, the crown of beauty. Die onverwelklike kroon, the incorruptible crown. Die kroon van roem, the crown of rejoicing. Die kroon van geregtigheid, the crown of righteousness. Die kroon van die lewe, dis 'n geweldige kroon daai. Ek hoop ek kry eendag die kroon van die lewe. The crown of life. Die onverwelklike kroon van heerlikheid, the unfading crown of glory. Die oorwinnaarskroon, the victors crown. 11 krone. En ons gaan een of meer van hierdie krone in die hand van die Here ontvang as 'n beloning. Wat gaan jy maak as jy nie 'n kroon ontvang nie? Nie waarin jy sit en rustig in kroon kry. Wat gaan ons maak as ons met hierdie krone? Wat gaan ons maak met hierdie krone? Maar hoofstuk 19, vers 19 tot 20 sê elke keer
as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor wat op die troon sit. Die 24 ouderlinge is in teenwoordigheid van die Ou Testamentiese gelowiges en die Nuwe Testamentiese gelowiges. Die 12 stammen van Israel en almal wat daarmee gepaard gaan, en die 12 apostels wat die Nuwe Testamentiese kerk is. Die 24 ouderlinge val voor hom neer, dit is nou ons, in verteenwoordiging van ons. En dan bid hom, want tot in alle ewigheid lewe. Werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig weer om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en met die wil bestaan hulle en is hulle geskape. Ons gaan die krone gebruik vir ons aanbidding. Wat gaan gebeur as jy nie 'n kroon het nie? Okay, ek kan sê dit sal dalk nie meer kroon nie. Maar wat gaan jy maak met as jy die kroon het? As dis voor die Here. Val voor hom en sê, U is waardig, U is waardig, U is waardig, Here, al die lof, al die eer en al die glory. We are casting our crowns before the worship. Dus hoekom ek sê 2024 wil hy maak die jaar van die krone. En dan my krone eendag voor hom neerwerp en sê, U is waardig, Here. U is waardig om te ontvang al die eer en die eer en die krag. Die Engelse Bybel sê, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Ons is aan geskape vir U plesier, om U te aanbid. As ons krone voor U Here en aanbid. Halleluja. Kom ons staan op, en dan gaan 'n lied sing.